Goeiemiddag, dit is Johan Spies hier en ons gaan voort met ons reeks oor wie het die waarheid van God in 'n leuen verander. Ons kom vandag by ons tweede laaste bydra en kom ons kyk net wat het gebeur tot dusver. Ons het begin deur te gesels oor die Bybel en leuns, toe die Bybelse waarheid, Israel en leuns, selbiologie, evolusie, leuns oor geslagtelikheid. En daarna het ons oorgeskakel en begin om te kyk na die invloed wat evolusie op geloof het. Onder hierdie laaste gedeelte het ons reeds 2 subhoofies hanteer, evolusionisme en ons geloof, en dan die gevolge van die leuen. Vandag gaan ons 'n bietjie verder, en in vandag se bydra kyk ons of die waarheid van God verander het deur die eeue. Is dit wat God in Genesis 1 geskryf het, anders vandag of nie? En hopelik sluit ons dan volgende week af met het die aanval, met ander woorde die sataniese aanval op die waarheid, het dit mettertyd verander, of is dit nog dieselfde tipe aanval wat ons kry? So vandag dan, het die waarheid van God deur die eeue verander. As ons kyk na waarheid in die eindtyd, dan lees ons in Romeine 1, dat mense hulle self as wys gaan beskou, terwyl hulle dwaas is. En in hierdie proses waar die mens hulle eie wysheid oorbeklemtoon, het hulle wegbeweeg van die skepping van God af, en in die proses is evolusie gebore. Ons lees in Romeine 1 verse 18 tot 22, want die toorn van God word van die hemel afgeopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle openbaar. En nou kom ons daarby, God het sy skepping vir ons gegee, dit is hoe God hom aan ons openbaar het, maar die mens ontken die skepping, die mens dink hy het wys geword, maar hy is eintlik dwaas. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle eie oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. En dit is werklik die tyd waarin ons leef. Maar saam met hierdie gedeelte, wat ek in die begin van hierdie reeks lesings met u bespreek het, kom daar ook 'n tweede gedeelte. En dit is uit 2 Tessalonisense 2. En hier lees ons net vers 11 en 12. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Hierdie wat die mens dink dat hy wys geword het, maar in sy wysheid ontken hy God, ontken hy die wonderwerke van God. Dit bring mee dat God 'n gees van dwaling, soos dit in sekere vertalings staan, of die krag van dwaling gaan stuur, sodat die mense al hoe verder van die waarheid verwyder kan word en die leuen glo. En ons het dit ook al bespreek, dat die waarheid is Jesus Christus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kan na die Vader gaan behalwe deur hom nie. Maar die mens dink in sy wysheid is daar ander weë, en dat almal by God kan uitkom, dat almal gered word. Ek het dit al van tevore genoem, maar kyk by begrafnisse, hoe word daar gepraat oor dat ons mekaar weer gaan ontmoet, en dan sien jy geen vrug van die gees in die persoon wat aangespreek is se lewe nie, of in die persoon wat begrawe word se lewe nie. So hulle gaan mekaar nie in die hemel ontmoet nie, want jy moet Jesus Christus aanvaar, en dan sal jy mekaar in die hemel ontmoet. En dan gaan dit nie eers saak maak dat julle mekaar ken nie, want jy gaan dankbaar wees en jy gaan 'n volledige blydskap hê oor elke persoon wat jy daar raakloop. Ons het redelik breedvoerig gesels oor evolusie, hoe evolusie proses is wat oor miljoene jare of biljoene jare selfs
plaasgevind het, volgens die wetenskaplikes, en dat 'n nuwe spesies van 'n bestaande spesies ontstaan het deur geleidelike veranderings, oftewel mutasies. En hierdie mutasies vind plaas in die DNA, en daarom word die DNA se struktuur en funksie in hierdie reeks, het ons dit behoorlik bespreek. Maar hierdie tipe inligting het gemaak dat daar aanvaar word deur die publiek dat 98% van die mens en die sjimpansee se DNA ooreenstem. En dit is 'n vals aanname wat gemaak is. Ons het dit ook in 'n vorige bydrae redelik breedvoerig bespreek en ek het vir u daarop gewys dat daar reeds 'n 6% verskil in die lengte van die DNA tussen die mens en die sjimpansee is. Nou as daar 'n 6% verskil net in opsigte van lengte is, dan moet al die ander verskille nog bykom. Dan kan daar nie 'n 98% ooreenstemming wees nie. Ek het vir u genoem dat wat gebeur is dat 'n gedeelte van die DNA word gebruik, dit word sogenaamd in lyn gestel, alignment is die Engelse term wat gebruik word, en deur dit te doen, gebruik jy net 'n paar stukkies DNA wat ooreenstem en dan kyk jy tot watter mate dit ooreenstem. So bykans 99% van die DNA in die mens en sjimpansee is verwerp, en daar's 1% wat oorgebly het, wat toe ondersoek is, en op grond daarvan sê hulle is daar 'n 98%. So hierdie 98% ooreenstemming is eintlik in slegs 1% van die DNA. Maar dit word nie vir die mens vertel nie. En ons sou verwag dat daar 'n ooreenstemming moet wees, want ons het baie gene wat ooreenstem. Die mens en die sjimpansee het 2 oë. Dit word deur 'n geen veroorsaak in die embrionale stadium. Met ander woorde, daardie geen gaan heel moontlik ooreenstem tussen die mens en die sjimpansee. So 'n mens moet verwag dat daar 'n mate van ooreenstemming gaan wees. Ons het verder gesien dat die waarskynlikheid dat deur mutasies 'n nuwe spesies kan ontstaan, as ons dit op die mens toepas, dan moet daar 2.41 maal 10 tot die mag min 181 tot die mag 30.000. Met ander woorde, daar is eintlik geen kans dat so iets kan bestaan nie. Maar dit word gesê dit kon gebeur het omdat die tyd so lank was. En in ons gesprekke oor hierdie goed het ek vir u gewys, maar tyd is nie 'n faktor nie. As jy met DNA werk, dan weet jy moet DNA in 'n vrieskas by -80 stoor, anders begin die DNA afbreek. Met ander woorde, as daar soveel tyd was, en daar was nie -80 vrieskaste in daardie tyd nie, sou die eerste DNA wat gevorm geword het, afgebreek het in die tyd wat die tweede gevorm is. Daar is geen logiese sin in evolusie nie. Dit kan nie so werk nie, selfs al het jy die beste laboratorium tot jou beskikking, kan jy nie hierdie tipe werk doen nie. Ons het gepraat oor voorbeelde wat gebruik word, wat hulle sê wat hulle evolusie naboots, soos die sogenaamde dire wolf wat herskep is. Maar dit is op grond van iets so 7 gene wat in 'n gewone wolf gesit is, wat hulle nou sê dit is die ander spesies. Hierdie dinge is louter snert, maar die mensdom eet dit op vir soetkoek en aanvaar die leuns wat aan hulle vertel word. Ons het ook gekyk na die sel, ons het in deeglikheid gekyk na die selbiologie, en hier is vinnig weer die sel, die pinkperserige gedeelte wat ons sien, die groot struktuur is die kern met die nucleolus B daar binne in hom. Ons het gesien hoe die DNA wat in hierdie kern is, kopieë maak wat uitbeweeg deur die poree van die kern na die endoplasmiese reticulum. Dit is die gedeelte wat met M en N gemerk is hier, en dat daar kom dit by ribosome en dit vorm dan die produk wat gemaak word, en by hier sien ons dan 'n vesikel wat van die Golgi apparaat afkom, wat hierdie
vervaardigde proteïen vrylaat buite die sel dat dit kan versprei. En as ek hier praat van proteïene, dit is goed soos hormone, dit is ensieme wat vervaardig word, dit beland in die bloedstroom en dit kom op die plek waar dit gebruik gaan word. Dit is 'n geweldige komplekse ding. En as jy een van hierdie stelsel weglaat, kan die stelsel nie meer werk nie. Sonder ribosome kan hierdie stelsel nie werk nie. En die ribosoom speel eintlik 'n baie klein rol in hierdie hele storie. As jy nie die Golgi-apparaat het nie, kan dit nie werk nie. As jy nie die mitokondrion het wat die krag voorsien nie, kan dit nie werk nie. Al hierdie goed moes gelyk ontstaan, want hulle kan nie een ontstaan nie. Wat sê Darwin? Survival of the fittest. Net die een wat aangepas is, kan oorleef. En jy moet als hê om aangepas te wees. So, al hierdie organelle binne in die sel moes gelyktydig ontstaan het, anders kon die sel nie oorleef het tot 'n volgende een ontwikkel het nie. Wat gou sou die sel laat oorleef het? As hy 'n kern het in die DNA en daar is nog nie ribosome en endoplasmiese reticulum nie, waar gaan die ensieme gevorm word wat hierdie sel nodig het om te oorleef? Dis 'n onmoontlikheid, maar dis nie wat die wetenskap vir jou wil vertel nie. Die wetenskap vertel vir jou, ons weet hierdie masjien werk, en as jy nou genoeg tyd gee, kon al hierdie goed ontwikkel het, maar daar word nooit in detail gekyk, in watter volgorde moes dit ontwikkel het, dat die ding kan oorleef nie. So ons word gevoer op leuns, en omdat dit van sogenaamde wetenskaplikes kom wat ons dink wat wys is, aanvaar ons alle snert wat hulle kwytraak en aanvaar ons dit as die waarheid terwyl ons die woord van God verwerp. Met ander woorde, ons dink ons het wys geword terwyl ons eintlik dwaas is. Ek het alreeds in die verlede ook verwys na meningspeilings wat in Amerika gemaak is waaruit 'n mens nogal baie waarvan 'n mens baie kan aflei, en ek wil daaroor gesels. Net vinnig weer terug na die vorige punt toe. Ons het gepraat oor hierdie ontwikkeling van die selbiologie, maar daar's iets wat ek nou glad nie eers tyd het eintlik om te bespreek nie, en dis die ontwikkeling van 2 verskillende geslagte. Met ander woorde, as hierdie veranderinge plaasvind, en hierdie veranderinge bring mee dat daar byvoorbeeld net 'n mannetjie gevorm word, dan kan die spesies nie oorleef nie, want jy het 'n mannetjie en 'n wyfie nodig dat daar oorlewing moet plaasvind. Sou dieselfde toevallige verandering in 2 verskillende groepe gelyk voorgekom het, dat jy 'n mannetjie en 'n wyfie kry wat dieselfde verandering het om so die gene voort te dra? Of is die verandering so min dat dit nie werklike verandering is nie, dat dit nie 'n nuwe spesies vorm nie, dat dit bloot variasie is wat in die spesies is? Terug by die meningspeiling wat gemaak is. Daar is gevind dat mense met 'n tersiêre opleiding effe meer vatbaar is om evolusie te aanvaar as mense wat nie 'n verdere opleiding gehad het nie. Die rede daarvoor is heel moontlik dat hulle aanvaar dat wetenskaplikes het goeie opleiding gehad, hulle moet minstens doktorsgrade hê, en dat hulle daarom bevoeg is om sulke stellings te maak. Maar die stelling wat die wetenskaplike maak, word nooit ondersoek om te kyk of dit werklik kon plaasgevind het nie. Die regte vrae word nie aan die persoon gevra nie. Daar is 'n groot verband gevind tussen 'n teologiese konservatisme en die aanvaarding van evolusie. Mense wat teologies konservatief is, en wat ek bedoel met teologies konservatief, is mense wat die Bybel aanvaar en die Bybel dit in soverre jy kan, die Bybel aanvaar as letterlik. Met ander woorde, dis nou gewoonlik 'n plek waar die mens nou weer probeer wys wees en dan dwaas word. Hulle sê vir jou, jy kan nie die hele Bybel as letterlik aanvaar nie. Jy kan nie, want daar word vir jou byvoorbeeld gelykenisse vertel wat 'n verhaal is, en jy kan die nie letterlik aanvaar nie. Daar word vir jou vertel profesieë
waar 'n persoon 2-3 duisend jaar terug moes geprofeteer het oor dinge wat vandag gebeur en nie die woordeskat gehad het nie, maar jy vind gewoonlik die verklaring vir die profesie in 'n ander gedeelte van die Bybel. Jy kry 'n digvorm wat gebruik word. Ons dink byvoorbeeld aan die psalms wat jy ook nie letterlik kan aanvaar nie. Jy moet dit vertolk. Maar sover jy kan, moet jy die Bybel letterlik aanvaar. Maar dan het ek ook vir u daarop gewys dat daar ook leuns in die Bybel voorkom. Die Bybel is geskryf soos wat die Hansard altyd was in die parlement. Dit is 'n ware weergawe van wat daar gesê is. Maar jy het mense gekry wat leuns vertel en dan is daardie leuen ook in die Bybel aangeteken. Dit beteken jy moet jou Bybel interpreteer en die regte gedeelte vat en die moet jy letterlik interpreteer. Ek gebruik weer die voorbeeld van die boek Job. Die vriende van Job was almal aanhangers van voorspoedsteologie. En mense wat voorspoedsteologie aanvaar, gaan jou baie verwys na wat die vriende van Job gesê het. En wat vind ons aan die einde van Job? Dat daardie mense nie eers direk tot God kon bid nie, hulle moes vir Job vra om vir hulle te bid, want God sou nie hulle gebede aanvaar het nie. Want dit is leuns. So in die boek Job is 'n groot gedeelte, dit is wat gesê is, maar wat gesê is leuns. Daar word vir ons aangeteken van mense wat sekere dinge gesê het op verskeie plekke in die Bybel, wat daar vir ons gewys word daarop dat dit leuns is, maar dit is aangeteken. So ons aanvaar dat dit wat daar gesê is 'n leuen. As ons kyk na die duiwelse aanslag, kyk op die manier wat hy Eva beïnvloed het, hoe hy Jesus probeer verlei het. Aanbid my en ek gee jou al die koninkryke van die wêreld. Vir Eva het God nie gesê en dadelik plaas hy twyfel oor die woord van God. So wat ek bedoel met teologiese konservatisme is mense wat die Bybel aanvaar as 'n getroue weergawe van die woord van God en letterlik vertolk wat letterlik vertolk kan word in die Bybel. Dit is wat bedoel word en hierdie mense verwerp gewoonlik evolusie. Geloof, en hier verwys ek nou na denominasie. In die ondersoek wat hulle gedoen het hulle die Anglikaanse en Methodiste kerke saamgevoeg en by hulle is daar sekere gereformeerde kerke of hervormde kerke wat neig na daardie tipe prediking wat daar bygevoeg is en ook sekere gedeeltes van Rooms-Katolicisme is by hierdie groep gevoeg. So dit was die een groep. Die ander groep was evangeliese en Pinkster kerke wat weer saamgevoeg is. En dit is nie net evangelies en Pinkster nie, dit sluit ook sekere hervormde en gereformeerde kerke in wat meer konservatief is as hierdie ander groep wat ek van gepraat het. Met ander woorde, dit gaan weer eens oor die vertolking van die Bybel, die letterlik of 'n figuurlike vertolking. Gereformeerdes wat die Bybel figuurlik verklaar, met ander woorde hulle allegoriseer wat in die Bybel geskryf staan, hulle is saam met die Anglikane en Methodiste geplaas. Die wat sê dat die woord van God absoluut die waarheid is en dit letterlik aanvaar, is anders. Goed, hierdie tweede groep waarvan ek gepraat het, kom ons praat maar van die evangeliese groep. 82,6% van daardie mense verwerp evolusie. Terwyl uit die Anglikaans-Methodistiese groep, die Rooms-Katolieke by hulle en sekere gereformeerdes, is daar net 35% wat dit verwerp. Kan jy die verskil sien? 82 in die een, eintlik 83 teenoor 35 in die ander een. So jou geloofsgroep, waar daar 'n konservatistiese teologiese siening is, verwerp evolusie makliker as mense wat 'n meer
allegoriese siening oor die Bybel het. Dit word verder gevoer deur kerkbywoning in stilte tyd. Mense wat gereeld die kerk bywoon en gereeld elke dag stilte tyd hou en die Bybel bestudeer, word vereenselwig met mense wat evolusie verwerp. So, weer eens sien ons kan hierdie geloof, wat ek onder die puntjie geloof en kerkbywoning in stilte tyd het, kan ons eintlik saam met teologiese konservatisme voer. Dit is die mense wat evolusie verwerp. Maar ons wil kyk of die waarheid oor die eeue verander het. Nou het ons klaar gesien dat kerke speel daar 'n rol. En as ons kyk na die ontwikkeling van kerke, dan het ons met tot ongeveer 500 jaar terug basies met een kerk gesit en dis die Rooms-Katolieke kerk. Uit hom is toe die Anglikane en mettertyd die Methodiste in so gevorm, en ons kan sien dat diegene wat nog steeds gekleef het aan gedeeltes van die Rooms-Katolieke kerk meer geneig is om evolusie te aanvaar. Hoekom het ons so baie denominasies? Ek het daaroor ook al gepraat. Mense probeer 'n kerk suiwer hou op die woord van God, en dan kom die onkruid waarvan ons lees in die gelykenis van Jesus, waar hy vertel het van die koning wat, of die landheer wat koring gesaai het, en toe die vyand, die Satan, het onkruid daarin gesaai. Dit is wat hier aan die gang is. In die kerk word leuns verkondig. En van hierdie leuns dra by dat die hoeveelheid leuns wat ons deesdae hoor baie meer is, en dat dit veral kerke is wat prominent daarin is om die leuen te verkondig. So van die onlangse leuns wat ons gehoor het, is dat Hamas nie Joodse gemeenskappe op 7 Oktober 2023 aangeval het nie, maar dat dit die Jode is wat deur middel van kunsmatige intelligensie daardie video's gemaak het. En dit terwyl Hamas self die video's geneem het, en Hamas het daardie video's die wêreld ingestuur om te wys wat se goeie islamiete hulle is, omdat hulle die Jode uitroei. Maar die wêreld glo hierdie moordenaars en hulle verwerp die waarheid van God. Dit is wat gebeur as jy die leuen begin aanvaar. Hamas het op daardie dag 1200 Jode vermoor. Hulle het ongeveer 200 Jode ontvoer. En die wêreld sê nou dat dit nie gebeur het nie. Dat Hamas het nie vrouens verkrag nie. Hamas het nie babas voor hulle ouers vermoor nie. Hulle het nie dooie liggame onteer en die liggame uitmekaar gesny, sokker gespeel met die kop wat hulle afgesny het nie, dit terwyl hulle self dit vervilm het. En die wêreld praat dat Hamas en 'n klomp onskuldige mense wat saam met hulle was. Daar was geen onskuldige mens in Gaza nie. Daardie mense het bygestaan, hulle deelgeneem aan die ontvoering, en as jy hoor wat die mense vertel wat deur Hamas weggevoer is, dat hoe hierdie mense op hulle gespoeg het, hoe hierdie mense hulle geslaan het en met hulle tekere gegaan het. Tydens daardie gebeure het hierdie skynbaar onskuldige mense gelag en hulle trots getoon dat die Hamas dit regkry om hierdie ongoddelike natuur van hulle te openbaar. Maar hierdie afskuwelikhede, sê die mensdom het eens het nie voorgekom nie. Hoe het dan gebeur dat Jode ontvoer is na Gaza toe? Kan u sien, die mensdom ontken die waarheid. Hulle sien die waarheid, maar hulle ontken dit. Die volgende onwaarheid wat ons teekom is hoekom die aanval plaasgevind het. Nou word daar 'n rede verskaf hoekom Hamas dit kwansies gedoen het, en dit is omdat Israel die gebied beset. Met ander woorde, as mense iets doen wat jy nie van hou nie, jy vry spraak, jy vrye mag, jy kan moord pleeg soos jy wil. Maar as ons kyk na die oorsprong van Israel wat ons in 'n vorige les bespreek het,
dan sal u sien dat die Verenigde Volkere het die land vir Israel gegee. Daar is 'n land gegee wat verdeel moes word tussen die Jode en die Arabiere. En hulle het die land in twee verdeel en die Jordaanrivier is as die grens gebruik. Wes van die Jordaanrivier was bekend as Israel, of daardie tyd was dit nog Palestina, is die naam wat aanvanklik gegee is, dis Palestina genoem, en dit was bedoel vir die Jode. Aan die ooste kant van die Jordaanrivier was die gebied wat Transjordanië genoem is. Transjordanië se naam is verander na Jordanië toe. Israel het nie 'n probleem daarmee gehad dat daar Arabiere by hulle woon nie. Israel self was bekend as Palestyne, as Palestinië tot 1948 toe hulle 'n naam moet hê, toe Amerika erkenning gee aan die stigting van die staat van Israel, het hulle nie geweet wat die staat is nie. Daar's op die oorspronklike verdrag geskryf Palestinië, en dis toe doodgetrek, en toe is daar geskryf Jode. Eers daarna het Ben Gurion gekom en gesê, hulle gaan hulle staat Israel noem, en die inwoners daarvan Israeliete. Die wêreld het gesê, dis julle land. Nou sê die wêreld, maar julle beset hierdie gebied, dit is nie julle se nie, dit is die sogenaamde Palestyne, die Arabiere wat gevlug het uit daardie gebied, tydens die oorlog, wat een dag na die onafhanklikheid van Israel uitgebreek het, toe 5 Arabiese lande probeer het om hierdie pasgebore land te vermoor. Maar nou word op leuns uit die geskiedenis, deur die geskiedenis wat verdraai en oorgeskryf is, word daar gesê dat Israel beset die gebied en daarom mag Israel moord pleeg na hartelus. Dis leuen op leuen en leuns is nodig om verdere leuns te vertel en hulle verdrink in die hoeveelheid leuns wat daar kom om hulle te probeer regverdig. Ons gaan verder met onlangse leuns. Daar word vertel dat die Israeliese weermag, die IDF, die video's geskep het deur kunsmatige intelligensie, dit het ek net nou genoem, maar dit bring ons by die vraag, wie het hierdie video's versprei? Hierdie video's is versprei deur Hamas, en hulle het gejuig terwyl hulle dit afneem. Hulle het die persone wat hulle vermoor het, se selfone geneem, hulle het afgeneem hoe hulle die persoon doodmaak, en dan het hulle dit op die kontaklys van daai persoon het hulle dit gepubliseer, laat die mense kan sien wat gebeur het. Maar nou word daar gesê, Hamas het dit nie gedoen nie. Die ander voorbeeld wat dikwels gebruik word, is dat die Israeliese weermag die El Ali hospitaal in Gaza aangeval het en 500 mense doodgemaak het op 18 Oktober 2023. Hierdie artikel is dadelik as die waarheid aanvaar deur die wêreld. Maar 'n dag of 2 na hierdie gebeurtenis is daar gevind dat die Israeliese Jihad groep het 'n missiel op Israel afgevuur. Hierdie missiel was foutief en het in hulle eie land geval, het op hierdie hospitaal, het nie op die hospitaal nie, het op die parkeerterrein van die hospitaal geval, waar 50 mense dood is. Met ander woorde, mense in Gaza het 50 van hulle eie mense doodgemaak, maar vir die wêreld word dit vertel, dis 500 en is die Jode wat hulle doodgemaak het. Hierdie leuen word wyd geglo deur die mense. En mense aanvaar nie die waarheid nie. Daar word wyd beweer dat die IDF verantwoordelik is vir 'n volksmoord. Ons eie land is een wat hulle aangekla daarvan. Dit is die oorlog as jy kyk na die hoeveelheid ongevalle onder siviele mense, wat die laagste ongevalle syfer het deur alle eeue van oorlogvoering. Maar dit word nie aanvaar nie. Die departement van gesondheid van Gaza se syfer word aanvaar.
en daar word 'n persoon van Gaza, wat 'n Hamas lid is, maar wat siviele klere aantrek die oomblik as hy geskiet word, omdat hy met 'n RPG rondloop, of met 'n AK, of omdat hy aktief skiet op Jode, word hy beskou as 'n siviele persoon. As 'n persoon 'n wapen opneem en op iemand skiet, is hy nie meer siviel nie. Hy's of 'n moordenaar, of hy's 'n deel van daardie weermag. Net so as 'n mens kyk na hierdie leuns, en jy kyk na die syfers wat bekend gemaak is, lyk dit asof daar net vrouens en kinders dood is. Israel gaan so ver, dat hulle vooraf pamflette uitstrooi, voor hulle bomme op 'n gebou gooi. Dan het hulle 'n klop op die dak. Dit is 'n volbom wat gegooi word op die dak van die gebou wat hulle gaan skiet. Dit gee die mense nog so 10 minute om uit die gebou te kom, en daarna val die werklike bom. Maar dit word nie vertel nie. Dit word nie geglo deur die wêreld nie. Slegs die leuns word geglo. Ek het reeds verwys na hierdie dat daar 'n buiteverhouding hoë getal vrouens en kinders is wat dood is. 'n rede ook waarom dit soms kan gebeur dat siviele mense sterf in aanvalle, is omdat Hamas skuil agter hulle eie bevolking. Hulle plaas hulle missiele in hospitale, skole en moskees, en nie 'n militêre basisse nie. Met ander woorde, die oomblik as jy terugskiet waar vandaan daar op jou geskiet is, dan gaan daar van die siviele persone ook dood. En Hamas skiet mense wat probeer pad gee as Israel hulle waarsku dat hulle nie moet gaan nie. Ons sien nou ook met die voedselvoorsiening wat tans aan die gang is, waar Israel, of eintlik is Israel laat toe dat Amerikaners daar kos gee vir die mense, dan skiet Hamas op die mense, en dan word dit vertel, en ook op ons eie nuusdiens word daar gesê, dat Israel mense doodgeskiet het by 'n versamelpunt waar hulle kos kan kry. Mense glo die leuen, hulle glo nie die waarheid nie, en hulle glo die leuen, omdat hulle die bron van waarheid, Jesus Christus, verwerp. Ek het nou reeds verwys na die kosvoorrade. Israel het kos deurgelaat na Gaza toe, wat meer is as wat die bevolking nog ooit van tevore gehad het, meer as wat hulle ooit nodig het. As jy kyk na die hoeveelheid kalorieë wat hulle inkom, en jy kyk na foto's wat geneem is toe Israeliese mense wat ontvoer is, vrygelaat is, Hamas mense is spekvet op daardie foto's, terwyl die Israelies is uitgeteer. Want hulle het nie kos gekry nie, hulle het verhonger, ten spyte van die oormaat kos wat daar is. Hamas sê self dat die tonnels wat daar gegraaf is nie om die Gaza-populasie te red nie, dit is vir Hamas gegraaf, dat hulle gered kan word, maar dis geld wat gegee is, dat die hele Gaza opgebou kan word. Maar mense glo hierdie moordenaars, hulle glo Hamas, hulle glo nie die waarheid nie, want die mensdom het Jesus Christus verwerp. Hierdie leuns oor Israel is wyd verspreid. En wat ek in hierdie vorige lys gedoen het, is om vir u net 'n paar goedjies te probeer vertel oor wat in Israel aan die gang is. Maar as jy die leuns van die wêreld aanvaar, dan is jy reeds verblind deur die waarheid. Dan is jy reeds verblind, en daarom gaan jy Jesus Christus ook verwerp. Jy kan nie die waarheid, met ander woorde, jy kan nie vir Jesus aanvaar en die leuen volg nie. Die vader van die leuen is Satan, en as jy die leuen glo, dan volg jy hom. En binnekort gaan God hierdie gees van dwaling stuur. Dit wat ek vir julle gelees het uit 2 Tessalonisense 2. En jy gaan dit volg, en jy gaan glo dat daardie man wat kom, wat kwansuis vrede oor die wêreld bring, maar in die tussentyd maak hy voor die voet mense dood. Jy gaan glo dat daardie man wat verkondig dat daar wêreldvrede moet wees, alle wapens moet vernietig word, maar hy bære die wapens. Jy gaan hom glo. Die Bybel noem hom by die naam, hulle noem hom Antichrist, maar jy gaan hom glo, want dis die groot leuen wat gaan kom.
omdat jy Jesus verwerp. En dit bring mee dat jy vir ewig verdoem gaan wees. Hierdie klomp dinge wat ek hierbo genoem het, kry 'n mens 'n redelike variasie as jy kyk na die media. Maar hierdie verskillende sienings wat gehandhaaf word, hang saam met jou geloof. Of jy Jesus Christus as jou verlosser aanvaar, want dan verwerp jy die leuns. En of jy Jesus Christus verwerp, want dan aanvaar jy die leuns. Jy kan nie iewers tussenin wees nie. Jy kan nie die vader van die leuen volg, terwyl jy in Jesus Christus glo wat die waarheid is nie. Net so as jy in Jesus glo, sal jy raak sien wat die leuns is en hulle verwerp. Dis 'n geloofskeuse wat jy moet uitoefen. En net deur geloof sal jy kan sien wat die waarheid is. Maar saam met hierdie hele kwessie van geloof, gaan ook die aanvaarding van die leuen, dat die westerse geloof verwerp moet word, dat die westerse politiek verwerp moet word, dat die westerse liefde vir jou land verwerp moet word. En hierdie westerse siening is gebore uit die Bybel uit. Kyk maar in Amerika en Europa waar daar opstande is. By die opstande sien jy nie die Amerikaanse vlag nie. As jy Amerikaanse vlag sien, word hy verbrand. Of in Engeland, jy sien nie die Engelse vlag nie. Jy sien wel Arabiese vlae, Palestynse vlae wat daar wapper. Want die mense verwerp die weste wat gegrond is op die grondslag wat God daar gestel het vir volke en nasies. En nou kry jy hierdie jeug wat blindelings agter hierdie leuns aanhardloop, wat nie die waarheid glo nie. Leuen wat ons ook dikwels hoor is dat Israel 'n kolonialistiese plek is en 'n apartheidstaat, maar die Arabiere wat in Israel woon, se lewensverwagting is soveel hoër as die Arabiere in 'n ander plek. Hulle inkomste is talle male hoër as die Arabiere in enige een van die omliggende state. Hulle het stemreg, hulle het selfverteenwoordiging in die kabinet, in die Knesset. En op 'n stadium met die vorige eerste minister wat daar was hulle deel van die koalisie wat regeer het, totdat Netanyahu weer aan bewind gekom het en nie die Arabiese groep in sy koalisie ingesluit het nie. Israel, die volk, het ontstaan uit mense wat uit 103 verskillende lande kom, wat 82 verskillende tale praat. En om hulle te verenig, het hulle die taal Hebreëus weer laat herleef, nadat die taal vir bykans 2000 jaar lank dood was. As jy kyk na die inwoners van Israel, die Jode wissel van mense wat pikswart is, tot mense wat spierwit is. Die meerderheid is tussen die twee, maar dit wys vir jou, almal word daar geakkommodeer. Nou waar kom jy aan kolonialisties? En uit watter land? Wat is 'n kolonie? Dit is gewoonlik 'n moondheid wat uitgaan, 'n land verower van ander mense en dan daar woon. Uit watter land kom die Jode? Hulle kom uit verskillende lande, hulle kom nie van een land af nie. Hulle kom uit verskillende lande, so kolonialisties is 'n absolute snert. Hulle pas nie apartheid toe nie. Ons het nou net gesien die hoeveelheid tale wat gepraat word, die hoeveelheid lande waaruit hulle kom. Maar die mense glo die leuen. As ons kom by die oppositie van Israel, dan sien ons dat die sterkste oppositie teen Israel is mense wat Islam aanhang. Islam het ontstaan in die 6de eeu deur die profeet Mohammed, wat 'n God
ingestel het, en ek moet daardie God in aanhalingstekens wys, Allah. Hulle dink dat elke persoon word gebore as 'n moslim en dat ongehoorsaamheid aan Allah maak dat jy dan 'n ander geloof aanneem. En hulle gaan so ver om te glo dat hulle 'n jihad, 'n sogenaamde heilige oorlog voer teen mense wat nie Allah aanvaar nie. En hulle glo volgens hulle surah, dis die verdraaiing van die Bybel waarin hulle glo, en terloops hulle glo dat hulle woord is onverander deur die eeue, terwyl daar duisende verskillende kopieë van die Koran bestaan. Hulle glo dat jy mense moet doodmaak wat nie daarin glo nie, want jy moet vir jou God doodmaak. As Christene, en dit is die westerse denkwyse, glo ons dat ons God aan die kruis vir ons gehang het. Dat hy gesterf het, maar dat hy uit die dood uit opgestaan het om sonde so te oorwin, dat ons vir ewig met hom kan wees. Wie dien jy? Die God wat jou so lief gehad het, dat hy bereid was om vir jou kruis toe te gaan? Of die God wat vir jou sê, of wat van jou verwag, dat jy mense moet doodmaak wat nie in hom glo nie? Die moslems aanvaar die Sharia wette. Hulle aanvaar dat dit verhewe is bo enige ander wet. Soms as 'n mens in 'n land soos hierdie woon, dan dink jy sekere gedeeltes daarvan kan dalk goed wees, soos om iemand se hand af te kap wat steel. Maar as jy daai wette in hulle totaliteit bekyk, dan besef jy dat dit glad nie aanvaarbare wette is nie. Volgens hierdie wette moet 'n vrou 3 mans as getuies bring om te bevestig dat sy verkragt is. Anders was dit nie 'n verkrachting nie. Kan u die absurditeit van daardie wet insien? Maar dit is wat hulle aanvaar. En nou kry jy al hoe meer westerse mense wat dit wil aanvaar. En as gevolg van vlugtelinge wat in Europa, in Amerika en Kanada instroom, kry jy daar al hoe meer dorpe wat al moslim burgemeesters het, en in van hierdie dorpe waar daar moslim burgemeesters is, word daar al hoe meer propaganda gemaak om Sharia wette ingestel te kry. Moslems het een hoofdoel, en dit is om 'n wêreldwye kalifaat te stig. En 'n kalifaat is 'n land wat regeer word deur 'n sogenaamde kalief. Dit is die leier van die moslems. Dit is vergelykbaar met die paus in die Rooms-Katolieke Kerk, maar dit is ook 'n land waarin die Sharia wette dan toegepas word. So wat die moslems wil hê, is 'n wêreldheerskappy waar slegs hulle geloof geld, waar almal wat anders as hulle dink doodgemaak word, waar 'n vrou verkragt kan word sonder enige gevolge, buiten as sy 3 man sit wat gestaan en toe kyk het toe sy verkragt is, wat kan getuig daarvan dat dit 'n verkrachting was. Wil u in daardie absurditeit ingaan? Is dit wat u soek? Ek het vir u hier my kant van die saak gestel. En my kant van die saak is, daar's net een keuse. En dit is, ons moet glo in God. Ons moet glo in Jesus Christus, ons moet glo in die Heilige Gees. Ons moet glo dat Jesus na die aarde toe gekom het om tydelike mens te wees hier tussen ons. Hy is God en mens, maar dat hy het gekom omdat hy ons so lief gehad het dat hy bereid was om aan die kruis vir ons te sterf. Wie volg jy? Volg jy die vader van die leuen? Glo jy in Satan? Volg jy hom? Of volg jy die waarheid? Jesus het self vir ons gesê, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Met ander woorde, hy is die waarheid. Hy wys vir jou die weg aan en hy bring jou by die ewige lewe. Of glo jy die God van die leuen, die vader van die leuen, wat wil hê dat jy die ewigheid saam met hom in die hel moet deurbring? Jy het 'n keuse wie jy wil volg. En ek wil vinnig vir u 'n klompie gedeeltes uit die boek Romeine wys, om te wys hoe jy moet kies om die ewige lewe te bekom.
Alle mense staan skuldig voor God. En dit vind ons in Romeine 3 vers 10. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Alle mense is onregverdig, in teenstelling met die moslim wat glo dat almal regverdig gebore is, en dat jy dan sondig en dan dwaal jy af van hulle af. Kom ons kyk na 'n praktiese voorbeeld. Jong kind, kom ons sê so 2 jaar oud, gaan staan by 'n tafel waarop daar blomme rangskikking is in 'n pragtige vaas, en kyk daarna en dan stamp hy of sy in die vaas, dit val om en dit breek. Jy sien dit gebeur, maar dan vra jy vir daardie kind, het jy hierdie blomme omgestamp? En daai kind gaan vir jou sê, nee, dit was nie ek nie. Jy's die ouer van daai kind, het jy ooit by jou kind gestaan en vir jou vertel, as iemand ooit vir jou iets vra, dit is hoe jy lieg? Niemand vertel dit vir hulle kinders nie, maar is 'n ingebore ding in die mens om te lieg. So jy aanvaar die vader van die leuen, totdat jy gered word, so ons is almal skuldig voor God. As ons 'n bietjie verder gaan in vers 23 staan, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Die gevolge van sonde is die dood, en hier word ons veroordeel in Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Hier word dit duidelik vir jou uitgespel, ek kan dit nie duideliker vir jou sê nie. Jesus het ter wille van ons oortredinge aan die kruis gesterf. Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ek en jy was nog nie eers gebore toe hy aan die kruis gesterf het, maar hy het reeds geweet van ons sonde en is ter wille van my en van jou wat hy aan die kruis gehang het. Dit gaan verder. Ons ontvang verlossing en die ewige lewe deur Jesus Christus. Romeine 10 vers 9 en 10 staan die volgende. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Met ander woorde, hy is nie dood na die kruis nie. Hy het wel gesterf en is in die graf neergelê, maar hy het op die 3de dag opgestaan. En jy het nodig om dit te glo om gered te word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. So jy moenie net glo nie, jy moet ook vertel, jy moet ander vertel van die reddende genade van God. Jy moet hierdie offer wat Jesus gebring het aanvaar, en dan kan jy in 'n verhouding met God tree. Romeine 5 vers 1 en 2 stel dit as volg. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Ons kry vryspraak, omdat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, en omdat God hom uit die dood opgewek het. Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Daarom moet jy die vrug van die gees dra, om te wys dat jy gered is. En dit kry u in Galate 5 vers 22, u kan dit gerus gaan bestudeer. Romeine 8 vers 38 en 39 vat dit vir ons so pragtig saam. Want ek is verseker dat geen dood of lewe, of engele of owerhede, of magte of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onze Here is nie. Jy het net een redding en dit is Jesus Christus. Aanvaar jy dit of verwerp jy dit? Glo jy die God van waarheid of aanvaar jy die vader van die leuen se leuns? Met ander woorde, het die waarheid verander. Die waarheid het deur die eeue nooit verander nie. Ons sien deur die Ou Testament hoe God telkens sy volk wys wat is die waarheid.
In die Nuwe Testament het Jesus gekom om vir ons die nuwe verbond te bring, maar daar is niks verander aan die wet nie. Dit is bloot die wet is nou op ons harte gegraveer. En ons leef nie om die wet na te kom nie, ons leef in ons liefde vir Christus en in ons liefde vir hom, ons toon ons liefde deur die wet na te kom. Het jy jou keuse gemaak? Het jy die vader van die leuen gekies? Of aanvaar jy Jesus Christus, wat jou die ewige lewe kan gee? Almagtige Hemelvader, baie dankie dat ons vanoggend weer kon kyk hoe evolusie in stryd is met u woord. Hoe mense in 'n waan van wysheid eintlik dwaas geword het en dat hulle u verwerp, dat hulle die vader van die leuen glo. O Here, ons vra u om in die harte van sulke mense te werk. Maak hulle wakker, dat hulle die waarheid sal raak sien, dat hulle u sal volg, dat hulle sal ophou met die dwaling waarin hulle nou bevind. Want Here, ons leef in die eindtyd. Die gees van dwaling is binnekort met ons. En dan gaan soveel mense val wat nie gegrond is in u woord nie. Here, help ons om u woord te verkondig. Gee u ons die krag dat ons u waarheid kan verkondig waar ons ook al gaan, dat ons mense van u liefde kan vertel, dat ons mense kan vertel wat is die waarheid en wat is die leuen, dat ons sal navors wat is waarheid en wat is leuen, dat ons deur die Heilige Gees wat in ons inwoon gewys sal word, wat om te aanvaar en wat om te verwerp. Here, u het die krag om ons al hierdie dinge te gee, en daarom pleit ek vandag by u, gee vir ons hierdie waarheid, gee dat die Heilige Gees ons sal lei in die dae wat voorlê, en dat ons die regte keuse sal uitoefen, en baie dankie vir u liefde, dat u seun gestuur het, om ter wille van ons oortredinge aan die kruis te sterf. Dankie, Here God, almagtige Hemelse Vader. Amen.